True Crime South Africa, die Afrikaanse weergawe. 'n Oorspronklike jackpot-potgooi gebaseer op Nicole Engelbrecht se gewilde True Crime South Africa reeks. Die opinies in die potgooi reflekteer nie noodwendig die van Jacaranda FM nie. Die eerste episode van die reeks vat ons terug na die 1940s. Dit was toe 'n man gebore is wat later sou uitreis tot kaptein in die polisie. Maar die polisieman het nie bekend geword vir die misdadigers wat hy agter tralies gekry het nie. Hy het eerder berug geword vir die misdadiger waarin hy self ontaard het. Dis 'n saak wat baie bekend is in Suid-Afrikaanse misdaadgeskiedenis, 'n storie wat die land beide geskok en op dieselfde tyd betower het. Dit word vertel soos 'n aksierolprent, bankroofdogte, tronkontsnappings, 'n internasionale soektog vir die misdadigers en die polisieman wat toe nie die bewaarder was van reg en geregtigheid nie. Vandag lewe die legende van André Stander en sy bende steeds voort. Maar daar is 'n donkere geheim oor die man wat selde die lig sien. Welkom by True Crime South Africa, die Afrikaanse weergawe. Ek is Gerda de Souza en jy luister na die storie oor die Stander-bende. Seisoen 3 skop baie spesiaal af met die eerste ooit gas wat die ware misdaadverhaal saam met my gaan vertel. Dis 'n man wat baie naby aan die storie oor André Stander groot geword het en vir wie die stukkie Suid-Afrikaanse misdaadgeskiedenis op 'n persoonlike vlak baie beteken. Ons ken hom as een van Suid-Afrika se mees bekende sangers, maar in sy familiegeskiedenis loop misdaadbekamping baie diep. Joe Black skop die storie vir ons af. André Stander is op die 22ste November 1946 gebore. Sy pa, François Stander, was 'n majoor-generaal in die Suid-Afrikaanse polisiediens en van 'n jong ouderdom het hy sy seun gevorm vir 'n loopbaan in die polisie. Stander senior sou later sê dat hy eintlik geweet het dat sy seun nooit werklik 'n polisiebeampte wou word nie. Hy was op die ou end wel spyt dat hy sy seun in daai rigting gedwing het. André het sy verpligte diensplig in die weermag gedoen. In die oorloggetuisterde Angola tydens die grensoorlog. Daarna in 1963 het hy by die Polisie College ingeskryf en nadat hy gegradueer het, is André Kempton Park toe, waar hy hom by die kriminele ondersoekeenheid aangesluit het. Daar is later beweer dat Stander die polisiediens baie meer vervelig gevind het as wat hy aanvanklik gedink het. Veral na die Chaotiese oorlog en die spoed waarteen hy op die grens dinge gedoen het. Om nog meer geheimsinnigheid by die legende te voeg, was daar ook teenstrydige terugvoerings oor sy prestasie in die SAPS. Van sy bevelvoerders het gemeen Stander was een van die beste ondersoekers in die nasionale polisie en een wat goed in sy pa se voetspore sou volg. Maar ander, soos voormalige kollega Chris Swanepoel, het gemeen dit kan nooit wees nie, omdat André nie eers matriek agter sy naam gehad het nie. Swanepoel was deel van die groep kollegas wat gemeen het André is in die polisiediens toegelaat te danke aan sy pa se invloed. Stander het sy rang van polisiekaptein bereik, maar ten spyte daarvan het Swanepoel volgehou dat Stander nie 'n goeie speler was nie. Swanepoel het eens opgemerk, "We were in the force together, he couldn't even catch a cold." André het sy vrou Leonie in 1967 ontmoet en hulle is in 1969 getroud. Maar hulle sin was 'n stormagtige huwelik en daar is geen sekerheid oor wat presies daartoe gelei het nie. Hulle is 2 jaar later geskei. Na die egskeiding het Stander vir Pat Amos ontmoet. Dit het later in die lig gekom dat sy tydens die verhouding swanger geword het en geboorte gegee het aan Stander se enigste seun. Die jong seun sou eers uitvind wie sy pa is toe hy 21 jaar oud was. Stander het geen rol in sy seun se lewe gespeel nie. Terug by sy liefdeslewe. André en sy eerste vrou Leonie het in 1975 weer by mekaar uitgekom en hulle is weer getroud. Hulle tweede probeerslag het egter net 3 jaar gehou en Leonie het André in 1978 gelos. 'n jaar later, in 1979, is hulle vir 'n tweede keer geskei. Dit sou die egskeiding wees, tesame met die ander groot gebeurlikheid in die land se geskiedenis, waarop later aanspraak gemaak is dat dit tot Stander se misdaadtog sou bydra. In 1976 het studente van verskeie skole in Soweto opgeruk uit protes teen apartheidregering se besluit om Afrikaans in te bring as leertaal in plaaslike skole. Die skoolkinders was ontstoke, omdat dit sou beteken dat hulle verder uit die land se onderwysstelsel verwyder sou word, want hulle kon eenvoudig nie die verpligte hoofleertaal verstaan nie. 'n Beraamde 20,000 kinders was deel van die betogings in verskeie gebiede in Soweto.
Dit het ook uitgebrei na die Oosrand en spesifiek die Tembisa gebied, wat onder die Kempton Park se polisiestasie geval het. Dit het 'n belangrike dag geword in Suid-Afrika se geskiedenis, toe die polisie met lewendige ammunisie op die skoolkinders geskiet het. Die ikoniese foto van skoolseun Mboyisa Makubu het wêreldwyd opslag gemaak. Dit wys hoe Mboyisa die liggaam dra van sy vriend, die 12-jarige Hector Peterson. Die foto wys hoe bloed uit die jong Hector se mond uitkom, terwyl Mboyisa pleit om mediese hulp. Langs hulle loop Mboyisa se suster, Antoinette, met haar hande in die lug en op haar gesig die uitdrukking van absolute angs. Daardie dag, 16 Junie, word nou herdenk as jeugdag, wat 'n openbare vakansiedag is. Dit was opstande soos die, wat sommige mense sê, uiteindelik bygedra het tot André Stander se aksies. Daar word vertel dat hy gedwing is om op 20 betogers in Tembisa te skiet tydens die betogings. Stander het dit verstaanbaar baie diep wonde gelaat. Dus, as hy waarskynlik op die toneel was, volgens polisie rekords was Stander nie in Tembisa tydens die geweld nie, maar veilig in die kantoor. Dis heel moontlik dat ons nooit werklik sal weet presies wat die inspirasie was agter Stander se volgende besluit nie. Sy loopbaan in die polisie was stewig, ingesement en hy het deur die range gevlieg. Dit het nou wel nie so goed gegaan met sy persoonlike lewe nie, maar dit het nie voorgekom of hy 'n tekort aan vroue geselskap gehad het nie. Baie sou sê dat André heel eenvoudig net verveeld geraak het. Die lewe in 1977 was nie naaste by so opwindend as wat hy sou wou hê nie. En toe besluit André Stander om banke te roof. Wat hierdie hele eskapade nog meer laat klink soos 'n rolprent draaiboek, is dat Stander banke beroof het op die dae wat hy van diens af was. Hy was slim genoeg om te weet, mense maak nie probleme vir jouself op jou eie voorstoep nie. So, op die dae wat hy nie aan diens was as 'n polisiebeampte nie, sou hy Durban toe vlieg en daar banke gaan beroof. Hy het selfs 'n roetine gekry. Die oomblik wat hy in Durban land, sou hy sy vermomming opsip, 'n kar huur of steel en dan die bank beroof wat hy voor die tyd as teiken sou stel. Daarna los hy die kar, haal die vermomming af en vang 'n vlug terug Johannesburg toe as polisiekaptein. Stander het begin bekend staan as the gentleman robber vir die kalm en professionele wyse waarop hy te werk gegaan het. Hy sou geweer rig op die persoon agter die toonbank en instruksies gee. Dan sou hy heel kalm die kontant vat en uit die bank uitstap. André Stander het minstens 30 banke oor die volgende 3 jaar beroof en 'n beraming van R100,000 in kontant bymekaar gemaak. 'n Aanlyn inflasiewebtuiste wys dat in vandag se terme dit oor die R4.5 miljoen sou wees. Stander het later gesê die eerste paar bankrowe was vir hom baie moeilik, maar na 'n ruk het hy begin om dit te geniet. Hy het vertel dat dit vir hom 'n soort verslawing geword het. Daardie soeke na adrenalien. Stander het ook begin om homself te verlustig in wat hy geag het as sy eie oorwinning oor die polisie, en toe hy daarin kon slaag om almal 'n rad voor die oë te draai. Maar dit sou ook sy ondergang wees, omdat hy eenvoudig nie sy misdade vir homself kon hou nie, en sy slim plan met ander moes deel. In 1979 nooi André sy vriend Cor van Deventer om deel te wees van sy misdaadstog. Van Deventer het gewerk by die Bureau van Staatsveiligheid en ten spyte daarvan deel André sy hele plan met Van Deventer. Hy sê vir Cor, as hy help om die banke te beroof, kan hulle vinniger meer geld maak. Stander vertel vir Van Deventer oor die huurmotor wat hy gesteel en by die lughawe in Johannesburg gelos het. Van Deventer gee voor dat hy tyd nodig het om hieroor te gaan dink, maar in plaas daarvan vra hy 'n kollega vir advies. Die twee is na die lughawe toe, waar hulle die kar gekry het waarvan Stander gepraat het. As Van Deventer tot op die punt nog gedink het dat sy vriend Stander net stories opmaak, het die inhoud van die kar vir hom bevestig dat Stander inderdaad besig was met onderduimse aktiwiteite. In die paneelkassie van die kar kry die twee mans balaklavas, pruike en fopbaarde en snorre. Daar is ook vervalste nommerplaat in die kar en 'n rol kleefband. Die twee het als net so onaangeraak gelos in die kar, sodat Stander nie moes weet dat hulle daar was nie. En toe hou hulle die kar van 'n afstand af dop. Op 2 Januarie 1980 sien hulle hoe Stander by die kar aankom, die items uithaal. Nou het hulle die bewys wat hom met die gesteelde voertuig en die verdagte items verbind. Maar eers lê die twee laag en doen niks. Hulle wou hê dat Stander sy roetine voltooi en 'n bank beroof sodat hulle al die bewyse wat hulle benodig teen hom sou hê.
Stander vlieg hy dag Durban toe, waar 'n bankroof toe wel aangemeld is. 2 dae later, op die 4de Januarie, toe Andrei Stander terugland van Durban af in Johannesburg, het die polisie vir hom gewag in die aankomssaal van die lughawe. Hy is in hegtenis geneem en die R4.000 wat hy by hom gehad het, as ook al die vermommings in sy bagasie, is op beslag gelê. Stander is Durban toe gevlieg, waar hy aangekla is op 28 klagtes van roof. Tydens die verhoor het hy beweer dat hy ontnigter is deur die polisie, omdat hy gevoel het hy was deur die apartheidregering misbruik. Hy het verder aangevoer dat hy nie net uit die polisie kon bedank nie, omdat sy pa hom sou onterf. So, toe gebruik hy sy misdade as 'n manier om terug te slaan na die SA polisiediens. Dis heel moontlik hier waar Stander se legende as 'n soort van 'n Robin Hood gebore is. Maar as hy werklik te werk gegaan het, as 'n soort een-man boendebende, wat van die rykes wou steel om dit vir die armes te gee, het hy van die tweede deel van sy storie vergeet. Daar is nooit enige aanduiding gegee of die polisie ooit die res van die meer as R4,5 miljoen gekry het, wat hy tydens die rooftogte bymekaar gemaak het nie. Op 6 Mei 1980 is Andrei Stander skuldig bevind op al 28 klagtes teen hom en hy is vir 75 jaar lank tronk toegestuur. Maar omdat die strawwe gelyktydig uitgedien sou word, is hy vir 'n effektiewe 17 jaar tronkstraf gevonnis. Nou dit sou moes wees waar Stander se storie eindig. Maar moontlik as gevolg van die tronk waarin hy opgeëindig het, was dit nie die einde nie. Inteendeel, dit was net die begin. Andrei Stander het sy tronkstraf in die sonderwater maksimum gevangenis in Cullinan begin uitdien. Daar ontmoet hy 2 ander wat ook agter tralies was vir bankroof en motordiefstal. 2 jong mans genaamd Alan Hale en Lee McCall. Nie baie is bekend oor McCall se lewe voor hy tronk toe is nie, maar wat wel bevestig is dat hy 'n kenner was op die gebied van motordiefstal. Alan Hale het so per ongeluk in bankroofte ingestrompel, nadat hy besluit het om nie sy college kursus te voltooi nie. En toe verloor hy sy werk, toe hy depressief raak. Hy was op die punt om op die straat uitgeskop te word. Toe hy eendag verby 'n bank stap en by homself dink hoe al sy oplossings agter die teller se toonbank is. Hy sou 5 banke in Pretoria beroof voor hy gevang is, gevonnis en 15 jaar sonder watertronk toegestuur is. Hy het later in 'n onderhoud gesê dat hy gedink het die bynaam die Standerbende was nogal snaaks omdat dit als net toevallig gebeur het. Toe hy Stander ontmoet, het hy in die tronk se gietery gewerk, saam met McCall. Teen daai tyd was hy al klaar besig met 'n plan om te ontsnap, en dit het hy met Stander gedeel, toe hulle bevriend geraak het. Hy het Stander meegedeel, die sleutel tot 'n suksesvolle ontsnapping is om uit die tronk gelaat te word, vir ander redes. Hy wat Hale is, was besig om daaraan te werk om uitgelaat te word, vir 'n toets wat hy later die jaar sou moes skryf as deel van sy opleiding. Stander het hieroor gaan dink en sy eie plan bymekaar gesit. Hy het later gesê, toe hy hoor dat Stander beplan om te ontsnap, het hulle afgespreek om buite die tronkmure weer bymekaar te kom. Stander se plan was om voor te gee dat hy beseer was, sodat hy vir weeklikse besoeke na die fisioterapeut gevat sou word. Volgens Hale was McCall nooit deel van die plan nie. Maar aan die einde van die dag, op 11 Augustus 1983, was McCall wel in die plan. Dit was die dag waarop Stander en McCall deel was van die groep van 8 gevangenes wat na die spreekkamer van 'n nabye geleë fisioterapeut vervoer is vir behandeling vir hulle beserings. 3 tronkbewaarders het die groep vergesel. Terwyl hulle in die ontvangs gewag het, spring Stander en McCall skielik op, oorweldig die bewaarders en vat hulle dienspistole. Hulle rig 'n vuurwapen op die fisioterapeut, eis haar motorsleutels en vlug. Die ander gevangenes het geweier om deel te wees van die ontsnapping. En so het Andrei Stander toe nou deel geword van die bende van 3. Of hy dit nou beplan het of nie. Stander en McCall het uit Cullinan gevlug in die gesteelde kar en sowat 7 kilometer buite die dorp, het hulle van die hoofpad afgedraai na Martin Rickert se plaas. Rickert sien die kar en roep sy tienerseun om uit te vind of hy weet wie die besoekers is. Dit het gou duidelik geword wat die rede vir hulle besoek was, toe Stander en McCall uit die kar uitklim en die pa en seun met hulle vuurwapens aanhou. Hulle dwing Rickert om die naaste polisiestasie te bel en te vra dat 'n beampte uitgestuur word vir 'n klagte wat hulle opgemaak het. Toe konstabel Mostert op die plaas aankom, is hy ook met 'n geweer aangehou en gedwing om sy uniform uit te trek. Dit is vir ruil vir Stander se klere. Mostert, Rickert en sy tienerseun is vasgebind
en agter in die polisievoertuig toegesluit, wat nou Stander en McCall se nuwe ryding was. Daai besluit is sonder twyfel deur Stander geneem, wat baie goeie kennis gehad het van die polisie se ondersoektegnieke. Hulle het geweet dat die polisie na hulle sou soek in 'n voertuig wat hulle by die fisioterapeut gesteel het, en definitief nie 'n polisievoertuig nie. Maar die twee moes ook gewonder het hoe lank dit sou vat vir die Ricketts se familie om agter te kom hulle word vermis, en vir konstabel Mostert se kollegas om hom te begin soek. So, toe trek hulle van die pad af en stop 'n aankomende voertuig. 27-jarige Nakkie Forsie het in haar silwergrys Opel nader gekom en sy sou sonder geen twyfel stop vir 'n man in 'n polisieuniform, wat nog te meer langs sy polisievoertuig staan nie. Maar die oomblik wat sy van die pad afgetrek het, het Stander 'n geweer op haar gerig en haar agter die polisievoertuig ingedwing. Stander en McCall ry weg in Nakkie se kar. Die vier agter in die polisievoertuig het uiteindelik kon uitkom deur die agtervenster uit te skop en 'n motoris te stop. Teen die tyd wat hulle ontsnap het en die polisie 2 en 2 bymekaar kon sit, was die twee vlugtelinge al ver weg. Hulle het vir verskeie maande laag gelê terwyl die reuse soektog onderweg was. Daar word gesê dat Stander en McCall in die tyd geleef het van die kontant wat hy weggesteek het na sy bankrowe. Hulle het 2 tot 3 verskillende persele in Johannesburg gehad waar hulle kon wegkruip. 6 werkers is gehuur om op die uitkyk te wees vir die polisie. Dit was in die tyd dat Stander 2 misdade gepleeg het wat baie meer duister van aard was. Daar's later onthul dat hy homself in Oktober 1983 voorgedoen het as 'n modefotograaf en 'n tienermeisie na 'n hotelkamer gelok het onder die voorwendsel dat hy foto's vir 'n portefeulje wou neem. Nadat hy wel verskeie foto's van haar geneem het, het Stander die meisie aangeval en verkrag. Hy het haar met die dood gedreig as hy polisie toe sou gaan. Foto's van die meisie is later by een van die persele gekry waar Stander gebly het. Daar was ook 'n ander soortgelyke voorval waar tydens 'n tienermeisie verkrag is. Hierdie misdade het egter eers baie jare later aan die lig gekom en Stander is nooit hiervoor aangekla nie. Dis hierdie duistere kant van Andrei Stander wat baie mense of nie van geweet het nie of van vergeet het wanneer hulle praat oor die legende van die bankrowende polisieman. Andrei Stander was nie net 'n man wat banke beroof het op sy afdae nie. Hy was ook 'n verkragter. Op die 31ste Oktober 1983 is Ellen Hale, wat nog agter tralies was, na die Olifantsfontein Handelstoetssentrum vervoer om sy toets te gaan skryf as deel van sy studieprogram. Om 10:30 die oggend bars Stander en McCall met gewere by die sentrum in en oorweldig die 2 tronkbewaarders. Toe Hale dit beskryf, het hy amper geklink asof hy verras was, asof hy die 2 nie daar verwag het nie. Hulle dwing die bewaarders en die 3 personeellede van die toetssentrum op die grond te lê en hulle vlug in 'n Ford Cortina wat hulle buite die sentrum gesteel het. Binne dae was die storie hoofnuus reg oor die land en het dit bekend geword dat Andrei Stander 'n bende gevorm het wat op die vlug was en reg om nog misdade te pleeg. 10 dae nadat hulle help ontsnap het, beroof die 3 'n vuurwapenwinkel en hulle vlug met 'n hele aantal groot kaliber gewere en ammunisie. Dit sou die eerste rooftog wees waarby Stander betrokke was, waar skote afgevuur is. Die eienaar van die vuurwapenwinkel is gewond, maar dis nie seker watter een van die 3 verantwoordelik was vir daai skoot nie. Dit het nou begin lyk of die dinamika in die bende verskuif het na een van geweld. Die 3 was nou gewapend met 'n arsenaal en hulle het 'n string rooftogte gepleeg. Tussen November 1983 en Januarie 1984 het die Stander-bende 20 banke beroof. Daar was selfs die een dag waarop hulle 4 banke beroof het binne 24 uur. Daar is beraam dat hulle sowat 500 000 rand in kontant bymekaar gemaak het. En in vandag se terme sou dit die ekwivalent wees van oor die 10 miljoen rand. Maar dit was ook nie volhoubaar nie. En die mans het dit geweet. Stander het op 'n keer baie naby daaraan gekom om in hegtenis geneem te word. By 'n videowinkel in Turfontein in Johannesburg, toe die polisie 'n klopjag op die winkel uitgevoer het, terwyl hy daar was. Stander was in die winkel vasgekeer toe die eienaars vasgetrek is, maar niemand het hom herken nie. En hy kon daarin slaag om uit te stap, saam met die ander geskokte mense in die winkel. Op 'n ander keer is hy wel erken, terwyl hy in 'n restaurant geëet het, maar hy het toe ook ontsnap.
Die drie het toe besluit, die enigste opsie is om uit die land te vlug, met die geld wat hulle bymekaar gemaak het. Hulle kon nie vlieg nie, dit het hulle geweet, omdat die beamptes op die lughawes op die uitkyk was vir die bende. So, die besluit is gemaak dat hulle Suid-Afrika ter see sou verlaat, en hulle begin soek vir 'n seiljag om te koop. In Januarie 1984 begin die lede van die Standerbende hulle onderhandelings om die seiljag genaamd The Lily Rose te koop. Terselfdertyd was die polisie besig om hulle net al nader aan die bende te span. Geslote kring TV-opnames van een van hulle rooftogte het goeie kwaliteit foto's van elkeen van die drie verskaf, iets wat die polisie nooit van tevore gehad het nie. Die foto's is op die voorblaai van elk van die land se grootste koerante gepubliseer, en dit moes vir die drie in die bende gevoel het asof elke paar oë in die land op hulle gerig is. Intussen het hulle daarin kon slaag om die Lily Rose te koop, vir 'n stewige prys van R200,000. Sy was in 'n Kaapstadse hawe geanker, maar hulle het nie langer veilig gevoel in die land nie en moes onmiddellik vlug. Stander bedink die plan om sy seiljag aan 'n Amerikaner te verkoop teen 'n wins, en daarna gebruik Stander 'n vervalste paspoort en vermom homself om op 27 Januarie 1984 uit Suid-Afrika te vlieg na Fort Lauderdale in Florida. Die polisie was nou warm op Hale en McCall se spoor, en met behulp van die sekswerkers wat die bende gebruik het om vir die polisie uit te kyk, slaag die polisie daarin om een van die persele in Houghton uit te ken, wat deur die bende gebruik is wanneer hulle moes laag lê. 5 uur die oggend van 30 Januarie 1984 omring die polisie die huis in 6de Laan in Houghton. Met 'n luidspreker kondig polisie hulle teenwoordigheid aan en sê as die in die huis nie met hande omhoog uitkom nie, gaan daar op die huis geskiet word. Lee McCall was die enigste een in die huis daai dag, en hy was nie van plan om oor te gee sonder 'n stryd nie. Poedelnakend hardloop McCall van venster na venster en skiet op die polisie. Beamptes skiet terug en gooi selfs handgranate in die huis. Die skote van binne die huis hou skielik op en 'n doodse stilte sak neer oor die perseel. Toe die polisie ingaan, kry hulle McCall dood in die ingangsportaal. Hy was die eerste een van die nou berugte Standerbende om tot 'n val te kom. Daarna het inligting by die plaaslike polisie begin instroom. Hulle identifiseer nog 'n perseel, die een in Linmeyer, en word ook ingelig oor die koop van die Lily Rose seiljag. Die derde perseel wat deur Standerbende gebruik is, ook in Houghton, is ook kort daarna gekry. Die huis was leeg. Die motorhuis en agterplaas was egter vol gesteelde voertuie, insluitende 'n helder geel Porsche. Van Stander en Hale was daar egter geen teken nie. In Florida besef Stander dat dit nou onmoontlik sou wees vir hom om ooit weer terug te kon keer Suid-Afrika toe. Nadat hy gehoor het van McCall se dood, het hy geweet dat hy in hegtenis geneem sou word die oomblik wat hy weer voet in die land sou sit. Hy koop 'n kar en het reggemaak om uit Florida te vlug. Maar op 10 Februarie 1984 word hy deur die verkeersbeampte afgetrek omdat hy sonder 'n lisensie bestuur het. Stander vertel vir die beampte dat hy Australiese skrywer Peter Harris is. Wat hy egter nie besef het nie, is dat sy valse identiteit reeds aan flarde was. Enkele minute van tevore het die motorverkoopsman, wat die Mustang aan hom verkoop het, besef hy erken Stander se gesig. Die motorverkoper het heel toevallig daai oggend 'n nuusberig gesien oor die Standerbende se misdaadtog in Suid-Afrika en die moontlikheid dat een van hulle in Florida is. Die oomblik toe Stander, wat homself Peter Harris genoem het, by die motorhandelaar uitgery het, het die verkoper die polisie gebel. Met 'n bietjie geluk aan sy kant, is die inligting nog nie aan die polisiebeamptes aan diens deurgegee nie. So toe Stander afgetrek en aangehou is, het die polisie sy motor geskit, 'n foto van hom geneem en hom toe weer laat gaan. Maar Stander was woedend omdat sy nuwe motor nou in die polisie skit was, en hy het ook nie genoeg geld gehad om 'n ander kar te gaan koop nie. Daai nag breek hy by die polisieperseel in en ja, hy steel sy kar terug. Florida polisie het baie vinnig al die inligting bymekaar gesit en besef dat hulle 'n internasionale misdadiger in hulle staat het. Beamptes is na die adres gestuur wat Stander verskaf het, maar hy was nie by die huis nie. Enkele minute later kom Stander egter op 'n fiets aangery. Toe die polisiebeampte buite die gebou hom probeer voorkeer, is daar 'n striweling. Die beampte skiet 'n skoot en tref Stander, en daar, in die oprit na sy woonstelblok, het André Stander doodgebloei. Nou was daar net een lid van die Standerbende oor. Alan Hale het na die Griekse eiland Hydra gevlug.
Vandaar is hy Engeland toe, waar hy 'n onderneming beroof en toe Spanje toe gevlug het. Maar daar bevind Alan Hale homself toe in 'n penarie. Die geld wat hy by die onderneming in Engeland gesteel het, was nie so baie as wat hy gereken het nie, en hy het nie genoeg gehad om terug te keer Engeland toe om die res van sy kontant en waardevolle items te gaan haal nie. Al wat hy kon doen, was om iemand te kry wat hom kom help, en dis hoe hy afgekom het op die bedrieër Billy Williams. Hulle twee het begin werk aan die plan om Hale terug te kry in Engeland, maar Hale se instinkte het hom in die steek gelaat. Terwyl hy wel terug kon gaan Engeland toe, het Williams gevat wat hy kon en toe vir Scotland Yard gaan vertel waar hulle vir Hale kon kry. Hy is by sy meisie se huis in Surrey in hegtenis geneem. Hale is in Engeland verhoor en in Mei 1985 is hy vir 9 jaar lank tronk toegestuur. Die Suid-Afrikaanse regering het aansoek gedoen vir sy uitlewering, maar Britse owerhede het dit geweier. Daar is egter ooreengekom dat hy uit Engeland gelewer sal word wanneer hy vir parol kwalifiseer. In die mid-1990s is Alan Hale uit 'n tronk in Engeland op parol vrygelaat, onmiddellik deur Suid-Afrikaanse beamptes in hegtenis geneem en teruggevlieg om in sy tuisland verhoor te word. As die enigste lid wat oor was van die Standerbende, het Hale alleen moes staan vir al hulle misdade. Hy is skuldig bevind aan onder andere gewapende roof en diefstal en is 25 jaar tronkstraf opgelê. Die keer is hy nie na die sonderwatergevangenis gestuur nie, maar na die Kreersdorp tronk. Na sowat 12 jaar agter tralies, het die Departement van Korrektiewe Dienste op 16 Mei 2005 aangekondig dat Alan Hale parol toegestaan sou word. Volgens die departement het Hale verskeie kursusse agter tralies voltooi op sy pad na rehabilitasie. Hy het onder andere seminars bygewoon oor emosionele intelligensie, 'n kursus oor woedebeheer en 'n ander oor verandering. 2 dae na die aankondiging, op 16 Mei 2005, stap Hale uit die tronk uit op parol. Buite die tronkmure vertel hy aan die media dat hy voel hy die grootste deel van sy lewe gemors het. Hy het onder andere die vervaardigers van die rolprent Stander gehelp met addisionele inligting oor die bende se misdade en inligting verskaf wat nie bekend was nie. Die rolprent het Amerikaanse akteur Thomas Jane in die hoofrol gehad. Dit het gelyk of Alan Hale wel uit die tronk gekom het as 'n nuwe man en hy die res van sy lewe spandeer deur Suid-Afrika te reis en motiveringstoesprake te lewer. Een so geleentheid was 'n praatjie by die Vrystaat Cheetahs Rugby Unie. Daar ontmoet Hale vir Pieter Moller, wat sy beste vriend sou word. Hulle het saam gegaan skole toe, universiteite en ondernemings waar Hale sy kennis en ondervinding gebruik het om studente en sakelei te waarsku teen verkeerde lewenskeuses. In 2018 stel Hale 'n boek vry, getiteld Bank Robber, wat handel oor sy lewe. In een van sy onderhoude wat hy oor sy boek gegee het, sê hy dat daar baie opgemaakte stories was wat ver verwyderd was van die realiteit. Sy grootste spyt, het Alan Hale gesê, is dat hy al sy talente en vaardighede gemors het en niks het om te wys vir sy hele lewe op hierdie aarde nie. Maar hy het egter die laaste 15 jaar van sy lewe spandeer deur verandering teweeg te bring in ander mense se lewens. Alan Hale is op 17 April 2020 aan natuurlike oorsake dood in die Chris Hani Baragwanath Akademiese Hospitaal in Johannesburg. Miskien was dit die beste finale hoofstuk in die legende van die Standerbende, 'n einde wat verandering gebring het ten goeie. Wat die legende van die Standerbende aangaan, behoort die ware legende seker eerder die slagoffers te wees, wat deur Stander en McCall gijslaar gehou is, die eienaar van die vuurwapenwinkel wat geskiet is, die polisiebeamptes wat een van hulle eie moes jag in die belang van openbare veiligheid, die 2 jong vroue wat met die traumas moes saamleef nadat hulle vertel het hoe Stander hulle verkrag het, en Stander se seun wat nooit werklik die kans gegee is om sy pa te ken nie. Want net soos met hierdie ware misdaadverhaal, is die legendes die mense wat agtergelaat word om weer die stukkies van hulle lewens te moes optel en wat dit reg kry. Soos wat jy in die begin van die episode gehoor het, is daar 'n baie spesiale rede hoekom die verhaal van die Standerbende so baie beteken vir Joe Black. Ek dink dit is oordat my hele familie uit die polisie uitkom. My oupa was 'n polisieman, my ooms, my tannies, my ma was die eerste vroue majoor en my pa was 'n jong polisieman wat later opgetrek is nasionale intelligensie toe en
Wat ook interessant is my pa se verbintenis aan André Stander. Ek weet, hy het my altyd as jong man het my stories vertel van hoe hulle 'n 7 toernooi tussen al die departemente het, of is 'n volleybal toutrek of iets, en dat hulle op 'n stadium tot verstander ingetrek het om die rugbyspan te kom afrig. En die snaakste ding is, hier sit jy by die spioenafdeling, en hulle is nie bewus daarvan dat een van ons land se grootste bankrowers hulle afrigter is nie. En aan dieselfde aan die kant van die mense wat vir André Stander gearresteer is, dat hoe my pa my vertel het die dag wat hy kan onthou toe my ma by die huis kom, sy sê, jy weet daai pel van jou is gearresteer, en hy sê toe wie? En sy sê André Stander. So, dit is die een kant, so van kleins af het ek die storie geken van hierdie ou wat half semi-bevriend was aan my pa, of 'n kennis was. Maar wat nog beter is ek het jare later ontmoet ek 'n goeie pel van my, met die naam Ernie Amos. En ek en hy speel saam golf en ons sing lekker saam, ons is goeie vriende. En ek dink eers 2 jaar in ons vriendskap in, wat ons saam by kerk was, toe hoor ek hoe hy sy storie begin met, dis nie vir hom moeilik om kollekte op te neem nie, om geld te vat by mense, hardloop in sy DNA, want hy is die seun van André Stander. En so vind ek toe uit, ek is goeie vriende met André Stander se seun, Ernie Amos. Dankie Joe Black dat hy sy stem vir ons geleen het vir hierdie spesiale eerste episode van ons nuwe seisoen. Dankie dat jy geluister het na True Crime South Africa, die Afrikaanse weergawe. Hierdie was die ware misdaadverhaal oor die Stander-bende. True Crime South Africa, die Afrikaanse weergawe, is 'n oorspronklike jackpot potgooi. Die ware misdaadverhaal is nagevors en geskryf deur Nicole Engelbrecht vir haar gewilde True Crime South Africa reeks. Dit word aangebied deur Jackran FM se Gerda de Souza. Luister na nog oorspronklike potgooi reekse en nuwe episodes by jackranfm.com, klik op Jackpot of kry dit by jou gunsteling potgooi toepassing.